Welkom by Landboumark Voorslag, Landbouweekblad se potgooi-reeks oor die mense en stories agter besonderse ondernemings in die landbouwaardeketting. Toe ek die besigheid gekoop het, het ek nie eens geweet wat 'n scaffolding is. Hier gesels ons met entrepreneurs, van gevestigde familiebesighede tot nuwe ondernemings en welwillendheidsorganisasies. Aan jou gebring deur Landboumark, Landbouweekblad se digitale snuffelgids. Plaas vandag self jou eie advertensie en laat die mark na jou toe kom. Besoek mark.landbou.com. Vandag op die Landboumark Voorslag het ons 'n gas wat bewys dat plaaslike vakmanskap wêreldwyd aangevra word. Jaco Jefer is die dryfkrag agter Master Steel Structures, 'n staalkonstruksiemaatskappy wat sedert 2009 vanuit Mosselbaai bedryf word en kwaliteitsstrukture oprig van die Wes-Kaap en Oos-Kaap tot in verre Wes-Afrika. Hulle bou nie net strukture nie, hulle bou ook die ruggraat van plase, van plaaslike skure tot pakhuise in Senegal. Baie welkom, Jaco. Baie dankie, Elsie. Jaco, gee vir ons 'n bietjie meer oor jou agtergrond. Ek is 'n gebore Vrystater. Ek het 32 jaar van my lewe in die Vrystaat gebly. Ek is 'n trotse Vrystater. Ek luister nou nog Radio Rosestad as ek op my rekenaar is of in die kar. Ek het skool gegaan, hoërskool in Bloemfontein, en na skool het ek begin werk in die koöperatiewe wêreld, in fabrieke, by die DAFS groep en by Nampak, Liquid Packaging. En ja, toe het ek 'n geleentheid gekry in 2009 om 'n besigheid te koop in Mosselbaai, en ek en my vrou het besluit om die skuif te maak van die Vrystaat af na die Suid-Kaap toe, en ons is dankbaar vir die voorreg en die geleentheid om dit te kon doen. Jy het nou genoem die besigheid het in 2009 ontstaan. Wat was daai geleentheid wat jy gekry het? Dit was 'n bestaande besigheid geweest, so ek het nie die handelsnaam gekoop. Ek het 'n bestaande BK gehad, want ek het in Bloemfontein so op die kantlyn ook 'n besigheid bedryf vir ekstra inkomste. En so toe het ek die handelsnaam gekoop by twee vennote wat besluit het hulle paadjies moet skei. So ek het toe maar van voor af begin die pot krap en ja, en vanaf het alles net weer begin. En wie was jou eerste kliënt gewees toe jy nou daar moet oorvat en jy weet nou dis nou 'n nuwe omgewing, jy ken nie regtig die mense nie. Wie was die eerste ou wat daar by jou ingestap het en gesê het, "Oké, kom bou vir my iets"? Elsie, dit is eintlik 'n baie snaakse storie, nee. Net die idee te gee, ek kom uit die fabriekswêreld, injection molding plastiek besigheid uit. Toe ek die besigheid gekoop het, het ek nie eens geweet wat 'n scaffolding nie. Sorry vir my Engels, maar dit is ek het nie eens geweet dit is nie. So my eerste kliënt was die besturende direkteur van Grain Carriers, Tom ter Blanche, en ek moes vir sy vliegtuige hanger bou. So dit was senuitergend geweest. Dit was 'n vuurdoop van besigheid bedryf in Suid-Kaap is totaal anders van wat ons in die binneland aan gewoond was van manier van werk en hoe mense daar besigheid doen. So dit was 'n verskriklike vuurdoop, maar ek is dankbaar daarvoor want ek dink dit het my in die diepkant ingegooi en vinnig weer swem. Die woord kwaliteit word baie gebruik in konstruksie, maar wat beteken dit eintlik in die staalbedryf? Ek het nou baie van julle werk al gesien op fotos, en as jy kyk na 'n struktuur wat Master Steel opgerig het teenoor 'n ander verskaffers, wat sal 'n kundige oog raak sien? Weet jy al, ek moet sê, daar is regtig baie bevoegde maatskappye in ons land wat regtig kwaliteit werk lewer. Hier in die Suid-Kaap ook, hier's regtig baie goeie kwaliteit verskaffers in die industrie, maar dit is ook baie maklik as jy op die terrein kom om te sien, is daar kanse gevat of nie. En die maklikste is, kyk vinnig net gou, hoe lyk die swyswerk? Is dit stuksuiswerk of het hulle vol swyswerk? Hulle voetplate, hoeveel gate is daarin? So ja, dis maklik as jy nou 17 jaar plus in die industrie is om suites op te tel wat Jan Rapp en sy maat nie elke dag sal weet nie, want jy kan twee items skryf wat presies dieselfde lyk, maar die gewig is verskillend, wat dit natuurlik duurder maak en maar ook meer sterker maak. So ons het 'n lese by ons, soos ons glo in Lexus se lese van strive to perfection. So ons maak seker dat ons produk wat ons lewer wel enige storm kan weerstaan, soos wat ons nou 'n maand terug omtrent hier gehad het, en 'n splinternuwe melkstal wat ons opgesit het buite Albertina, wat die boer nog eers op sy versekering kon sit nie, maar
hy het hy storm weerstaan en hy boer het die oulikste boodskap gestuur om net te sê vir die dankbare genade wat hy dan gebeur het. So dit is maar die verskil. Ons wil hê ons kliënte moet terugkom en hulle doen. So ek het baie kliënte vir wie ek al hulle werk doen, maak nou nie saak is dit 'n klimraam vir sy kleinkind is of 'n heining vir sy swembad nie. So ek het daai tipe kliënte en dit maak dit lekker. Dis wonderlik om te hoor. Soos jy nou noem, julle het nou al 'n wye verskeidenheid staalstrukture opgerig, reg oor Suid-Afrika is ook in Afrika. So watter logistieke uitdagings is daaraan verbonde om oor grense te werk en hoe oorkom julle dit? Ja, Elsjet, ek moet vir sê dit is nie so maklik nie. Ek sal nooit vergeet nie, my eerste uitvoer was in 2011 gewees. My kliënt in Senegal, want ons werk in Senegal, Wes-Afrika, hy het al die logistiek gereël van daai kant af en ons het oorgevlieg, ek en een van my kollegas en toe ons daar kom het hulle ons container gemisplaas in Spanje. So ek was seker so 'n bietjie meer as 'n week daar, toe vlieg ek wat terug Suid-Afrika toe want ek sê toe net luister kerels, gaan julle te veel kos as ek elke dag hier sit en niks doen nie. So ja, logistiek is baie moeilik. Ek het dit toe van toe af neem ek die logistiek oor. En ons reël nou alles uit Suid-Afrika uit tot in Dakar as die goeders daar aankom en dan vanaf neem die kliënte en hulle logistieke mense aan daai kant dit oor en dan sodra ek vlieg eintlik ek dink oor 6 weke weer Wes-Afrika toe vir 'n projek wat ek mee besig is daar. Maar ons het nou daarom die ding so 'n bietjie sal sê in Engels fine tune dat ons maak eers seker die container staan op die terrein waar ons moet werk voor ons oorvlieg. En 'n mens moet seker maak jy kan vlieg. Deesdae is dit nie altyd 'n gegewe nie. Ja, ek moet vir jou sê die Midde-Ooste se konflik op die stadium het so op die verkeerde tyd gekom vir ons want ons kontrak was al gesluit hier in die begin Februarie, vroeg Maart, net voor hierdie hele bom gebars het oor dieselpryse en vliegtuigpryse en die shipping cost self. Ek ben waar ons begin het in Maart en waar ons sit nou hier einde Junie se kant waar ons werklike kostes nou kan bepaal. Dis skrikwekkend wat daai oorlog gedoen het dan die vliegery ook, want 'n mens weet nou nie eers waartoe jy kan vlieg voor jy daar aankom nie. Jy het nou genoem van die goed wat julle al gedoen het. Wat was van die interessante projekte wat Master Steel al aangepak het in terme nou van die strukture wat julle oprig? As dit weet jy oor 17 jaar het 'n mens al soveel goed gedoen wat jy in jou lewe nooit gedink het jy gaan doen en op soveel plekke gewerk. Dis een voordeel wat ek het van die beroep wat ek het is ek sien baie plekke wat min mense in hulle lewe sal sien want ek kom op boere se plase wat die mooiste uitsig oor die see het of in die Karoo, daar tussen van Wyksdorp en Ladysmith is die mooiste plase. Jy ry partykeer deur 3 plase om by daai een plaas uit te kom en dan's daar nie water nie, dan's daar nie krag nie. So dit is baie uitdagend partykeer, maar weet jy ek moet sê een interessante een wat ek gedoen het was dis 'n baie lieflike ou oom daar op Riversdal, baie lieflike mens van die dorp en hy sê vir my maar ons moet vir hom hierdie groot struktuur kom opsit. Hy gaan hierdie huidige ou een van hom afbreek en dan moet ons nou die ding kom maak staan daar waar hierdie ding gestaan het en dan sê dis reg oom. En ons bou hierdie hele struktuur. Ons die dag gaan aankom toe staan sy ou struktuur nog steeds presies net daar. En ek vra hom maar oom, wat gaan nou gebeur? Toe sê hy vir my, weet jy ek het net maar besluit julle kan maar boor hierdie ding bou en as ek daai net later afbreek. So dit was 'n uitdaging geweest om 'n nuwe struktuur bo oor 'n ou struktuur te bou en dit reg te doen dat daar nou nie iets skeef loop nie want daar's nog mense wat werk ook binnekant sy ou werkswinkels. So dit was 'n interessante een en dan ook ons doen baie werk op huise van hierdie hoe sal ek sê high-end houses in hierdie estates en ja, ons het in 'n huis gewerk wat 'n vliegtuig ingehaat het. Daar staan letterlik 'n Cessna vliegtuig in hierdie huis se huis en ons moet die dak se versterkings en goeders gedoen het daarso. So jy loop die hele dag verby hierdie vliegtuig wat in die sitkamer staan. So dit was nogal interessant geweest. En dan wil ek jou vra, wat is jou benadering rondom spanwerk want hierdie is nie 'n werk wat jy op jou eie kan doen. Jy kan nou nie daar aankom met jou bakkie en jou hamer en 'n skuur opsit nie. Dis iets wat 'n span mense moet doen. Hoe benader jy spanwerk? Weet jy Elsjet, dit was ook 'n uitdaging geweest toe ek net hier aangeland het. Ek het nou vir die Vrystaat afkom en ek kan Sotho vlot praat.
ek dink ek het nou seker al verleer 'n bietjie, maar ons het ons maar Suid-Soeto toe gepraat in die Vrystaat. So om met die mense hier te begin werk het was 'n uitdaging geweest maar ek het 'n wonderlike span mense bymekaar. Ek het een wel ingevoer van die Vrystaat af van Edenwil af om my te kom bystaan en hy vlieg ook elke keer saam met my oor as ek Senegal toe gaan. Maar ek het 'n lekker span mense bymekaar wat almal al ek dink een van die kortste by my is seker al 12 jaar. So ek dink ek glo in mutualisme, so ek gee vir hulle die regte werksomgewing, sorg dat hulle die regte gereedskap het, die regte opleiding het, die regte salarisse verdien. Van hulle kant af weet hulle gee vir my net 'n goeie kwaliteit werk. So ek hoef hulle nie op te pas soos kinders nie. Hulle kan uitgaan en ons kry baie komplimente van kliënte af om te sê, Jaco, of jy hier is en of jy nie hier is, die mense werk teen dieselfde pas. En hulle weet wat hulle doen. So dis 'n groot pluimpie en soos jy sê, mens kan nie jou werk doen want ek ben sonder my span het ek nie 'n besigheid nie. So ek is baie dankbaar vir hulle elkeen. Watter potensiaal sien jy vir 'n Suid-Afrikaanse staalkonstruksiemaatskappy in die groeiende Afrika landboumark? Altyd as mens kyk, ek praat gereeld met mense. Ek het redelike wye netwerk van mense met wie ek gesels. En die Afrika-mark raak al hoe meer oop vir Suid-Afrikaanse maatskappye. Die mense hou van die manier hoe ons werk, dink ek, nommer 1, en ons het hoë standaarde en ons werksetiket is baie hoog en ons produktiwiteit is ook, ek dink, op 'n baie groot hoë vlak, dat mense daarvan hou met ons besigheid te doen. En die Afrika-mark in lande wat ontwikkel soos Senegal veral, ek weet in die Kongo, in Ghana, baie van die lande gebruik al hoe meer Suid-Afrikaanse maatskappye om werk te kom doen daarso. So dit is regtig ek dink vir ons ook baie lekker omdat soos ons in die Suid-Kaap het verlede jaar deur 'n verskriklike droogte gegaan. So die boere het swaar gekry. So hulle kon nie store opsit nie. Hulle moes eerder diesel koop en kunsmis koop en gif koop. So dan moet jy ander inkomste genereer en dit is wat die uitvoermark so lekker maak, want hy vul aan wanneer dit stil is in jou onmiddellike omgewing. Ag, dit is lekker om te hoor ons goeie reputasie loop ons vooruit op die res van die vasteland. Maar Jaco, vir iemand wat nou oorweeg, julle is nou so amper 2 dekades besig hiermee. As iemand nou 'n konstruksie besigheid wil begin, dalk het jy 'n klein span, maar jy het nog groot drome en jy weet nie lekker hoe en waar om te begin nie. Watse raad sal jy vir hulle wil gee en dalk iets wat jy self wou gehad het toe jy destyds begin het? Ja, wel, al wat ek sal sê op hierdie stadium is, vind net eers uit wat 'n scaffolding. Ek sê toe ek in hierdie bedryf gekom het ek absoluut niks geweet. Ek het projekbestuur geken, want dis wat ek geswat het ook onder andere, is projekbestuur. So ek sal sê, vind net eers presies uit wat jy wil doen. En dan ook, moenie net nee sê as jy dink 'n ding lyk vir jou moeilik of dit lyk baie uitdagend, want jy weet, mense praat met mekaar en jy's net so goed soos jou laaste projek en jy word geonthou. Dis maar hulle sê mos 'n sport ook so. Jy's so goed soos jou laaste wedstryd. As jy in 'n boerderygemeenskap werk, as jy 'n goeie naam daar buite het, soos ek by die vliegveld ook, wat die vliegtuigloodse en goedersbou is, dan die volgende ou gaan jy ook gebruik, want hulle praat met mekaar. So ek sal sê, maak seker dat jy kwaliteit werk lewer, kwaliteit diens. Diens is baie, baie belangrik en doen net jou huiswerk deeglik met wat jy jouself gaan mee besig hou in die volgende paar jaar. Ja, dit is belangrik om te onthou dat mense bevoegdheidssertifikaat nodig het om wel steierwerk op te rig by jou projek. Daar is 'n mooi woord, steierwerk. Ekskuus, jy weet. Ons bedryf is, ons praat ons maar Engels, jy weet. Engels is maar vir selfverdediging net. Ja, nee, weet jy, dit is, en ek moet sê, daar was 'n groot ongeluk geweest verlede jaar in George. Ek dink dit was verlede jaar of 2 jaar terug, ek kan nie eens onthou nie. Ongelukkig het mense hulle lewens verloor en ek moet sê die departement van arbeid het van toe af baie, baie erg begin implementeer om seker te maak dat almal op die regte standaard is. En ek moet sê, ons is dankbaar, ons het ons eie, hoe sal ek, nou weet ek is mooi ding met die Afrikaanse woord, maar health and safety, firma wat dit vir ons doen. So ja, nee, mens moet jou mense die regte opleiding gee en sorg dat hulle bevoegd is om as hulle enige stuk gereedskap gebruik, al is dit dan nou 'n swysmasjien of 'n snymasjien, dat hulle weet wat hulle doen en die regte veiligheidsklere ook dra ten alle tye.
Soos jy gesê het, die mens dink nie noodwendig aan 'n konstruksiebesigheid as nog steeds die menslike aspek is maar die belangrikste nog steeds in daai besigheid. Dis nie net die materiaal wat jy gebruik om die strukture op te rig en die ingenieurswese wat agter dit sit, nie. Ja, nee, definitief. Kyk, ek dink alles begin maar ook by materiale om seker te maak dat jy die regte kwaliteit materiaal het, die regte ingenieur het op die projek, regte argitek of 'n plantekenaar, want dis baie belangrik en dan om die boodskap deur te kry na jou personeel toe oor wat moet gebeur en laat almal net weet ons trek in dieselfde rigting, want as kommunikasie vloei nie 100% is nie, dan gaan jy iewers die pap op die grond laat val. Jacques, dit is so lekker om met jou te gesels en bietjie die storie agter Master Steel Structures te kry en jou ervaring van die staalkonstruksiebedryf in Suid-Afrika en dan nou ook in die landbougemeenskap. Maar hoe kan ons jou in die hande kry as daar dalk 'n boer of 'n projek-eienaar is wat jou wil kontak? My foon is altyd aan. Hulle kan my kontak op 083-232-6129 of hulle kan my ook e-pos by jaco@mastersteel.co.za en dan ek is op die internet ook. Ek het 'n webwerf, Master Steel Structures. Ek is op Bakkiesblad ook, Master Steel Structures. So ja, hulle kan eintlik net my naam Google. Dit sal hulle my kry. En dis aan Jaco Jeffer van Master Steel Structures en hierdie besigheid is ook natuurlik op die landboumark en jy kan hulle maklik met een klik bereik. Besoek gerus mark.landbou.com en al die besonderhede sal jy daar vind. Hierdie was nog 'n episode van Landboumark Voorslag, Landbouweekblad se potgooi reeks oor die mense en stories agter besonderse ondernemings in die landbouwaardeketting. Nuwe episodes is weekliks beskikbaar op landbou.com. Aan jou gebring deur Landboumark, Landbouweekblad se digitale snuffelgids. Plaas vandag self jou eie advertensie en laat die mark na jou toe kom. Besoek mark.landbou.com.